maar ons is lekker warm hier binnekant. Ek wil net hê dat julle 'n bietjie daaraan moet dink om asseblief julle selfone af te sit, die klank af te sit, sodat dit nie steurend sal wees tydens die erediens nie. En daar, ek sien daar agter in die portaal is daar ook plantjies wat julle kan neem as julle graag vir iemand wil gee. En hier is ook kersse wat julle kan opsteek. Maar kom ons begin ons saam sang. En die eerste lied wat ons sing is lied 169 en daarvan sing ons verse 1 tot 3. Die volgende lied wat ons sing is lied 188 en daarvan sing ons verse 1 en 2. Die volgende lied wat ons sing is lied 190 en daarvan sing ons verse 1 en 2.
Die volgende lied wat ons sing is Vlam 41, daarvan sing ons verse 1 tot 3. Jou lewe is 'n lofgedig, geskryf tot sy Heer. Sorgvuldig elke woord gekies, soos die reënboog se kleur. Jy's beplan in die hemel, verteenwoordiger van God. Sorgvuldig aan mekaar geweef, om te leef met een gebod. Mag jy omgee en lief hê, en so sy beeld uitdra, in 'n wêreld wat verward is, en na ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê, en so sy naam vereer, by almal wat op soek is, na die antwoord op hul seer. Jy's gebore in die wêreld, maar gemaak vir 'n paradys, om te lag en te lewe, soos 'n prins in 'n paleis. So waarom dan die sonde, waaraan jy so bly klou, wat steeds sy beeld vernietig, en jou vreugde stukkend kou? Mag jy omgee en lief hê, en so sy beeld uitdra, in 'n wêreld wat verward is, en na ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê, en so sy naam vereer, by almal wat op soek is, na die antwoord op hul seer. Onthou, jy's 'n beeld van God, wat kan skitter soos kristal, om die wêreld te herinner, daar's 'n God in die heelal. Kom dan nou en vat sy hand en leef soos sy kind, wat hy self gemaak het, en jy sal vreugde vind. Mag jy omgee en lief hê, en so sy beeld uitdra, in 'n wêreld wat verward is, en na ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê, en so sy naam vereer, almal wat op soek is, na die antwoord op hul seer. Die volgende lied wat ons sing is Vlam 206, daarvan sing ons verse 1 tot 3. Ons glo in U alleen, saamgebring deur U woord, versamel deur die Gees, versorg. Jesus is die Heer, eerlikheid en ewigheid, Jesus Christus is die Heer. Ons glo versoen deur U, tot een beker en brood, deur een Jesus is die Heer, aan U kom toe die Heer, eerlikheid en ewigheid, Jesus Christus is die Heer.
Christus is die Heer. Die volgende lied wat ons sing is Vonk 277, daarvan sing ons verse 1 tot 3. Wat deur die donker skyn, U is die een wat duister laat verdwyn. Skyn in ons harte, dryf die donkerheid. Skyn in ons lewens tot in ewigheid. Jesus Christus, ons glo in U, ons buig voor U neer. Buig voor U neer, Jesus Christus, ons God en Heer, ons buig nou aan U die Heer. Maar U die dood verslaan, U het as koning uit die graf gegaan. Breek nou die bande, gooi die boeie neer. Ons is oorwinnaar, saam met U ons Heer. Jesus Christus, ons glo in U, ons buig voor U neer. Buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die Heer. U is die bruidegom en ons die bruid. U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit. Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit. Ons bly by U tot in die ewigheid. Jesus Christus, ons bring voor U, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die Heer. Ek sê vir julle baie dankie vir die lekker samesing. Dis vir ons vreemd baie keer van hierdie liedere, maar ons het vanoggend ook die jeug hier by ons. En ons prediker vandag is oor die Andre Joubert en ek gee dit nou oor aan hom. Vriende, baie welkom vanoggend hier. Dis lekker om saam met julle hier te wees op hierdie koue Sondagoggend. Ons is dankbaar vir elkeen wat die koue en die reën aangedurf het om vanoggend hier te wees, en spesiaal ook baie welkom weer aan ons skoolkoor en al die ouers. Dis lekker dat julle saam met ons vanoggend hier is. Vriende, ek wil vanoggend deur ons afkondigings gaan. Daar is eerstens die huppel en krippel blikkies. Die blikkies word getel weer 19 Junie. Alle vol blikkies moet asseblief na die kantoor gebring word voor dan. En dan, vriende, die bediening missionaal wat so 'n bietjie terugvoering gee weer, wat die deurkollekte van R3.300 wat baie dankie voor gesê word vir almal wat bygedra het tot die ondersteuningsfonds, en vir almal wat ook by die Pannekoekbeurt vir die Robertson kinderhuis gehelp het, wat 'n bedrag van R5.600 ingebring het, sowel as die groep wat by die VGK gehelp het met die Pannekoekbeurt ook daar by hulle bazaar. So baie dankie vir almal daar. Dan, vriende, wil ek vanoggend hier ons voorbidingslysie, ons dink aan die volgende mense: Aletta Geier van Frans Kraal,
Ansie Barnard van Frans Kraal, Tersia Bekes van Frans Kraal, Carina Nicholson van Frans Kraal en Maggie Brink van Eilandkraals Mond en Goosen Leroux van Frans Kraal. Ons dink aan almal van hulle ook. En dan vriende het ons 'n paar nuut verkose kerkraadslede, Dion Udee is in Gansbaai verkies as ouderling, Dan Kramer in Kleinbaai, Chris Meyer in Kleinbaai en as diaken is Marita Meyer in Kleinbaai verkies. So ons baie geluk ook aan elkeen van hulle wat op ons kerkraad verkies was. Vriende, ek dink dit is dit met ons afkondigings. Kom ons hoor vanoggend gou-gou, waar is ons verjaarsdag die week? Enige verjaarsdag die week? Hierso. Geluk jong, daar so, jy kan 'n chocolaatjie eet. Asai. Is hier nog ene? Daar's nog ene. Baie geluk. Asai, baie geluk, is daar nog verjaarsdag? Hierso. Baie geluk. Asai. Vriende, dan nog enige verjaarsdag? Geen ander nie? Enige doopdatums die week? Huweliksherdenkings. Baie geluk, ons het dan vir 'n slag weer huweliksherdenking ook. Baie geluk, hoeveel jare is dit nou? 47 jaar, baie geluk julle. Daar's nog huweliksherdenkings. Hoeveel is julle oom nie? 52, jessie. Alex, julle baie geluk, waar trek julle? 21 jaar, jong getroudes in die gemeente. Het ons nog enige ander huweliksherdenkings? Baie geluk vir almal van julle, dit is altyd lekker om saam met ons gemeente ook ons hoogtepunte te kan vier, en daarmee sê ons eintlik ook dat ons ook saam ons laagtepunte ook saam vier en saam mekaar daarin ook dra. Vriende, kom ons staan vanoggend. Het ek iets gemis in die Elise? Hoekom voel dit vir my ek het iets gemis? Ek het niks gemis nie. Die verkoue het nou na die week my ook begin beetpak, so my kop voel so 'n bietjie dof vanoggend. Vriende, kom ons staan en dan sing ons saam ons toetree lied 218, verse 1 tot vers 3. Vandag natuurlik is Pinksterfees, ons het hierdie week ons Pinkster gevier, en vandag is ons hier by mekaar en ons gaan saam nagmaal gebruik ook om die uitstorting van die Gees te vier en wat dit vir ons beteken. Nou ek begin daarom met hierdie woorde my diens: Here, U is my lewe, U sorg vir my, wat ek ontvang kom alles van U af. 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Gemeente, genade en vrede vir julle van die drie-enige God, Vader, Seun
Heilige Gees, wat ons hier vandag by mekaar maak. Amen. Ons loflied vanoggend is lied 417. Ons kan staan en dan sing ons dit ook saam, vers 1 en 2 van lied 417. Dis baie lekker vanoggend dat die skoolkoor vanoggend weer hier is. Ons gaan nou vir hulle geleentheid ook gee om vir hulle hulle lied vir ons te sing.
Baie dankie vir julle, dis al regtig altyd lekker as julle by ons is. Vriende, ons teksgedeelte vanoggend kom uit Handelinge 2 uit. Ons gaan daar lees 'n gedeelte van Petrus se toespraak nadat die Gees uitgestort is. Maar voordat ons saam gaan lees, kom ons raak stil voor die Here vanoggend. Here, wat 'n voorreg is dit om vandag hier in U huis by mekaar te kan wees en om te kan vier dat ons in die tyd van die Gees leef. Die Gees wat ons saam met die kerk deur die eeue bely Here is en lewend maak. Here, mag ons vandag opnuut weer bereid wees om U stem te hoor, omdat U betrokke is, omdat U lewend is, omdat U omgee. Spirit in U naam, amen. Ons lees vanaf vers 14 uit Handelinge 2 uit. Dit speel natuurlik nou direk na die uitstorting van die Gees af, en dan daarop staan Petrus op, verhef sy stem en spreek hulle toe. Jode, en julle almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, luister goed na my woorde. En dan spring ons na vers 22 toe, dan lees ons van daar tot en met vers 33. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus van Nasaret was 'n man wat deur God aan julle bekend gemaak is deur kragtige dade en die wonders en tekens wat God deur hom in julle midde verrig het, soos julle self ook weet. Julle het hierdie man wat deur die vaste plan en voorkennis van God uitgelewer is, deur die hand van wettelose mense gekruisig en doodgemaak. God het hom egter laat opstaan en van die lyding van die dood bevry, omdat dit onmoontlik was dat hy deur die dood vasgehou word. Dawid sê immers oor hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterkant, sodat ek nie wankel nie. Daarom juig my hart en jubel my tong, ja, ook my liggaam sal in hoop voortleef. Want U sal my sien, nie in Hades oorlaat, U sal my siel nie aan Hades oorlaat, en 'n heilige nie ontbinding laat beleef nie. U het vir my die paaie na die lewe bekend gemaak. Deur U teenwoordigheid sal U my met blydskap vervul. Broers, wat die stamvader Dawid betref, kan ek vir julle met sekerheid sê dat hy gesterf het en begrawe is, en sy graf is tot vandag toe by ons. Omdat hy 'n profeet was en geweet het dat God met 'n eed aan hom beloof het om iemand van sy nasate op die troon te plaas, het hy in vooruitskouing oor die opstanding van Christus gesê, hy is nog aan Hades oorgelaat, nog het sy liggaam ontbinding beleef. God het hierdie Jesus laat opstaan. Daarvan is ons almal getuies. Ons lees tot sover toe. Vriende, met Pinkster vier ons die uitstorting van die Heilige Gees. Maar ek wil gou eers, nou hier's 'n paar kinders vanoggend, ek wil gou by julle hoor, het julle al iemand lanklaas gesien, dalk 'n ouma of 'n oupa of 'n oom of 'n tannie of iemand wat jy baie lief is voor, en dan het jy hulle vir baie lank nie gesien nie, en dan op 'n dag skielik dan verras hulle vir jou. Het julle dit al ooit oorgekom? Dis lekker, nee. Dis gewoonlik verskriklik lekker. Ek kan onthou toe my suster was op 'n stadium vir 'n jaar of 3, ek kan nie onthou hoe lank sy in Engeland was nie. Was sy vir 'n tyd in Engeland en met my pa se 60ste verjaarsdag, dink ek. Toe kom kuier sy en kom verras hom, en ek gaan tel haar toe op die lughawe op,
En ek bel my pa en ek sê vir my pa, maar hy moet saam met my by Mug and Bean gaan koffie drink. En my suster sit toe saam met my daarso, en my pa kom ingestap en hy kom sit by die tafel, en hy kyk vir my suster en hy begin met my gesels, en hy kyk so rukkie vir my en die volgende oomblik begin sy oë so groot raak, en hy kyk vir my so en sy kop gaan so stadig weer om. Ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. Ek dink baie keer dan voel ons oor Jesus so. Maar ek wil gou by die kinders hoor. Waar is Jesus nou? Wie van julle kan vir my sê? Hier is 'n paar hande. Yes, enige een van julle. Waar is ons Jesus? In die hemel. In die hemel. Iemand anders iets anders, daar bo, julle moet hard praat hoor, ek is baie doof. In die hemel. Yes, very much. Alright. So, in die hemel, maar weet julle wat, nee? Met Pinkster vier ons eintlik dat Jesus nie regtig net in die hemel is nie. Dis waar, Jesus is in die hemel. Maar is dit al waar hy is? Waar is hy nog? In ons hart. In ons harte, verseker is hy in ons harte. Julle hoef nie bekommerd te wees as julle 'n pas aangeer het nie, hoor. Met Pinkster vier ons, wanneer Jesus vir ons die Gees stuur, wanneer God vir ons die Gees stuur, dan kom sê hy eintlik vir ons, dat Jesus deur sy Gees nog steeds by ons is. Julle is baie slim, hy's in ons hart, maar hy's nie net in ons hart nie, hy's nog steeds oral deel van ons wêreld. En wie julle dan kom Pinkster vir ons leer, dat Jesus op so 'n manier nog steeds by my is, dat ek eintlik nooit alleen is nie. Hoe fantasties is dit nie? Elke keer as ek bang is, elke keer wanneer ek alleen voel by die skool of by die huis of in die aand as dit donker is in my kamer en ek voel 'n bietjie alleen, en elke keer as ek bang is vir 'n toets of 'n eksamen of 'n wedstryd of 'n ding, dan kan ek eintlik vir myself herinner, ek is nie alleen nie. Want Jesus is nog steeds by my. Dis hoekom ons het voor die tyd ons het 'n klomp liedjies gesing oor Jesus. Wat, en dis die vraag wat ons die hele week lank in die Pinksterreeks, ekskuus, daar begin my stem gaan. Dis die vraag wat ons die hele week gevra het, is waarmee hou die Gees homself besig? Wat doen die Heilige Gees? En hier kom praat Petrus met almal daar in Jerusalem, en waaroor praat hy? Hy praat oor Jesus. As hy oor die uitstorting van die Gees praat, dan praat hy oor Jesus. Jesus wat nog steeds deel is van ons lewe. En dan natuurlik, dan as ons oor die Gees praat, dan is die volgende ding wat ons vir mekaar moet sê, wat wil die Gees hê, moet ek doen? Nou dis 'n moeilike vraag. Is die enige van die kinders wat dink hulle weet, wat wil die Gees hê moet ons doen? Yes, jong. Gehoorsaam te wees, definitief. Definitief, ons moet gehoorsaam wees aan ons ouers, ons moet gehoorsaam wees aan die Here. En wat is dit wat hy wil hê ons uit gehoorsaamheid moet doen? Ons moet aanhou om saam met Jesus te leef. Ons moet aanhou om iets van hierdie Jesus uit te leef in hierdie wêreld. Maar ons maak dit baie keer verskriklik moeilik. Ons sê om vir Jesus uit te moet leef, moet ek verskriklike groot goed doen, maar dit is nie altyd so moeilik nie. Om vir Jesus uit te leef in hierdie wêreld is baie keer so maklik, soos om vir iemand, 'n maat by die skool wat honger is, 'n broodjie te gee. Of dis baie keer om vir een van die maats by die skool, wat altyd alleen een kant sit, te nooi en te sê, maar kom speel saam met my. Dis baie keer net om vir iemand wat hartseer is 'n drukkie te gee. Dan wys ek
iets van Jesus wat nog steeds leef by my. Nou vriende, ekskuus, ek gaan 'n paar keer vanoggend dit moet doen, vermoed ek. Ekskuus tog. So vriende, Petrus se toespraak, wanneer hy besig is om hier te praat na die uitstorting van die Heilige Gees, is hy besig om te reageer op die klomp mense in Jerusalem wat reageer op hierdie vreemde gebeurtenis, hierdie vreemdheid van wat hulle hier beleef het, en Petrus kom en dan kom verduidelik hy, wat het julle nou eintlik gesien? In hierdie era wat ons besig so gereeld vra, wat is ons mee besig as ons met die Heilige Gees werk? Wat ons so dikwels sien dat die Heilige Gees hanteer word as iets wat eintlik, ek wil amper sê, krag is los van God, wat op sy eie besig is met 'n klomp goed. Dan kom Petrus hier en sê, kom ek verduidelik vir julle wat julle gesien het. Kom ek verduidelik vir julle waarmee die Gees besig is. En dan wanneer hy begin om daaroor te praat, dan praat hy oor Jesus Christus. As jy die Gees wil verstaan, dan moet jy Jesus verstaan. As jy wil weet waarmee die Gees besig is, dan moet jy kyk waarmee Jesus besig was. En dis wat ons opnuut elke jaar met Pinkstertyd kom vier, saam met Petrus raak Pinkster hierdie tyd wat ons bewus raak elke jaar weer, en die kerk mekaar en onsself weer herinner, Jesus leef. Hy leef by my, hy leef deur my en hy leef om my. Daarom getuig ons saam met die geloofsbelijdenis van Nicea wat ons hierdie hele week oor gedink het, getuig ons dat die Gees Here is en lewend maak. En dan op 'n paar plekke in die Nuwe Testament word die Gees juist die Gees van Christus genoem. So na is hulle vervleg aan mekaar, hy's teenwoordig, hy's aktief betrokke in die gemeente. En die vraag is, wie is dit wat betrokke is? Is Christus wat betrokke is. Jesus is betrokke by my en by jou, deur sy Gees. Hy's teenwoordig. Die Gees is nie 'n vaag krag wat eintlik nie verstaanbaar is en ons allerhande goed mee kan aanvang, en as jy die regte formule ken van hoe om te maak, dan ontsluit jy nou hierdie krag nie. Nee, die Gees is die lewende teenwoordigheid van die opgestane Here. Nou wat vir my regtig besonder is, as jy die hele Handelinge gaan lees waaruit ons nou gelees het, dan is daar 'n hele paar toesprake in Handelinge. En verskillende mense wat toesprake gee deur Handelinge, maar daar's een ding wat die heeltyd uit hierdie toesprake uitkom. 'n Ooreenkoms. Waaroor gaan hierdie toesprake? Wat doen die Gees met hierdie getuies elke keer? Hulle getuig van die sterwe en die opstanding van Jesus. En hulle vra, wat is die gevolg vir my as gelowige? Nou, een van die goed wat ons as gelowiges doen, elke keer as ons die Bybel lees, dan moet ons ook vra, maar wat sê die teks nou vir my? Wat moet ek nou doen met wat ek vanoggend nou gelees het hier in Handelinge 2? Wat vra Handelinge 2 van my? En die kort antwoord is eintlik niks. Handelinge 2 roep nie vir my op om iets te gaan doen nie, maar Handelinge 2, wat hy wel doen, is hy vra vir my, sit bietjie onder die vergrootglas weer, wat jy glo. Hierdie is nie 'n oproep
Soos wat baie ander tekste in die Bybel is wat sê, right, gaan leef nou hiermee nie, maar Petrus is hier besig om terug te kom by die oorsprong oor waarom ons as kinders van die Here op 'n spesifieke manier gaan leef. Hierdie teks konfronteer ons met ons geloofsoortuigings. Wat glo ek? Glo ek waarlik dat Jesus Christus lewend is by my in hierdie wêreld? Dit gaan oor Jesus se identiteit. En Petrus vertel in hierdie gedeelte, vertel hy van hierdie posisie van Christus, God wat bevestig het by Christus, dat Jesus se opstanding uit die dood meer is as net iets wat hulle beleef het, maar is deel van God se plan van alle tye af. Dat God nooit verander het, nooit anders begin dink het nie, en daarom gebruik hy een van Dawid se psalms gebruik Petrus hier om te wys, Jesus was eintlik nog altyd deel van God se plan. Hy sê iets vreemds of nie buite hoe God nog altyd gedink en gedoen het nie. Hy's beplan gewees. God het nog altyd, was dit in sy plan om hierdie mensdom te verlos van al die seer en die gebrokenheid waarin ons vasgevang is. So dis nie 'n teks wat vir my noodwendig oproep tot aksie nie, maar dit roep my wel op tot geloof. En geloof op sy beurt kan nie anders as om eintlik maar oor te gaan tot aksie nie. En Petrus kom vertel weer, en elke keer onthou, ons is by Pinkster. So weer kom Petrus en wanneer hy praat oor wat het julle gesien hier gebeur, en dan vertel hy die verhaal van die dood wat vir Christus nie kon vashou nie, die dood wat eintlik maar sy rug gebreek is, omdat Christus uit die dood uit opgestaan het. En dan wys hy vir die mense, maar julle self is getuies hiervan, julle het dit beleef hier in Jerusalem, julle het gesien wat Jesus onder julle gedoen het. Moenie dit wat julle gesien het ignoreer nie, moenie dit wat jy beleef het ignoreer en aangaan asof hy nie werklik deel is van hierdie wêreld nie. Maar ons is ook maar soos die Jode baie keer. Ons is sienende blind. Ons sien God dikwels maar moeilik. Dink maar bietjie aan jou eie lewe. Hoeveel keer het elkeen van ons in ons lewens nie al oomblikke gehad waar ons iets beleef het van die Here se bevrydende krag in ons eie lewe nie. In 'n oomblik wat ons bewus geraak het van sy liefde wat ons kom toevou en omarm. Ons almal het dit al beleef. Maar in dieselfde asem kan ek ook vir jou sê, soos wat jy dit al beleef het, so kan jy ook vandag vir jouself erken, dat jy in 'n oogwink ook weer daarvan vergeet het. En met die volgende teëspoed wat jou tref, is dit asof daai vorige gewaarwording maar net verdwyn het. Ons vergeet dit so gou. Ons raak so gou vasgevang in vrees en kommer, terwyl ons eintlik deur die Gees wat vir ons kom lewend maak, wat vir Christus deel van ons kom maak, eintlik weet God is in beheer. Ek is veilig by hom. Wat is ons as volgelinge van hierdie Here se taak? Ons word geroep om te getuig oor die waarheid van hierdie Jesus. Ons word genooi om getuies te wees
in hierdie stikkende wêreld van 'n Here wat lewe gee, deur sy Gees betrokke is in al die gebrokenheid en al die tekortkominge en al die flenters wat in hierdie wêreld rondwaai van stikkende gebroke mense, gebroke kinders, gebroke huisgesinne, gebroke drome, is daar 'n Here wat lewe wil gee deur al hierdie seer, en ek en jy word opgeroep deur sy Gees om getuies hiervan te wees. En hoekom kan ons hiervan getuig? Want ek en jy het dit beleef. Want ek het die Gees in my. Die Gees het my saam met Christus laat sterf, saam met Christus laat opstaan uit die dood, en daarom leef ek nou. Dis die klimaks van wat ons getuig. Wanneer Petrus sê, God het hierdie Jesus wat gekruisig is, Here en Christus gemaak. Hiervan moet ons lewens getuig. As ek die Gees, die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, waarlik verstaan en waarlik in my lewe het, dan raak Christus opnuut weer lewend in my lewe. Mag ons daardie oomblikke van verrassing, wat ons Jesus sien en beleef het, wat ons so lank van hom vergeet het dikwels, so lank vergeet het van die betrokke Here, mag daai oomblikke van nabyheid, sy koningskap, sy oorwinning, mag die Gees ons oë oopmaak om hom meer gereeld te sien. Mag die Gees ons oë oopmaak om te beleef dat hy waarlik in hierdie wêreld saam met ons leef, wanneer ons so vrees vir alles wat ons onderkry, vir alles waarvoor ons bang is. Dat daar niks in hierdie lewe of eers in die dood is wat ons kan skei van die liefde van die Here nie. En as ons dit regtig beleef, as ons dit regtig glo, dan kan ons nie anders as om in hierdie wêreld ook dit te wil getuig nie, wil gaan wees nie. Pinkster nooi ons elke jaar weer opnuut uit. Elke jaar word ons weer opnuut gevra en gepleit by om hierdie Jesus nie net van op Facebook te gaan plaas en te dink, ja, nou weer die wêreld, ek is 'n kind van Jesus nie, maar om waarlik hierdie liefde te gaan leef in my huis, in my familie, in my gemeenskap, by my skool, om iets van hierdie liefde van hierdie Here wat soveel van homself gegee het op die kruis, sodat ek en jy vry kan wees, om iets daarvan ook vir hierdie stikkende wêreld te gaan leef. Sodat ek en jy self kan getuig, maar dat ander ook, wanneer hulle na ons kyk, oor Jesus kan sê, waarlik, hierdie man was werklik die Seun van God. Here, wanneer ons oor die Gees dink, dan sukkel ons baie keer, ons dink ook maar oor wat U vir ons kan doen as individu.
Ons is so vasgevang in 'n era van individualisme, Here, dat ons sukkel om aan ander te dink. Ons sukkel om onsself as deel van die liggaam van Christus te sien. Wat nie net aan U verbind is nie, maar aan hulle wat vir wie U lief is ook. Here, help ons om getuies hiervan te wees. Here, help ons om van daardie maat by die skool wat alleen is, U liefde te gaan wys deur hulle in te trek. Help ons om U genade in 'n wêreld wat dikwels genadeloos is, te verkondig. Amen. Vriende, ek moet net gou kyk, doen ons eers die nagmaal doen. Vriende, terwyl die nagmaal tafel gereed gemaak word, gaan ons sing lied 422. Ons sing die eerste en die tweede vers. Die wonder van die sakramente wat ons het, is dat dit elke keer weer opnuut 'n herinneringsteken vir ons is van op watter manier die Here deel kom raak van hierdie wêreld. Op watter manier hy deel kom raak van jou wêreld. Dis hoekom dit vir my altyd so belangrik is wanneer ons hier kom sit. En ek dink baie van julle wat hier sit sou al baie in julle lewe op die punt gekom het. En ons het groot geword ook daarmee dat ons by tye ons voel ek is eintlik nie gereed vir die nagmaal nie. Daar's te veel dinge in my lewe wat my pla, daar's te veel dinge wat te swaar op my hart druk. En dan wil ek nou vanoggend vir jou sê, dis juis jy wat vanoggend die nagmaal moet gebruik. Nie omdat alles in jou lewe reg is nie, maar omdat die Here vanoggend vir jou weer wil kom herinner en vir jou weer wil kom sê, my liewe kind, ek het nie my lewe vir jou kom gee omdat jy goed en perfek en mooi en alles reg doen nie. Ek het myself juis kom gee omdat jy gebroken is. Ek het myself juis kom gee omdat jy dikwels nie goed genoeg gaan voel nie.
Omdat jy dikwels gaan droogmaak en dinge oor jouself gaan bring. En daarom gee ek myself vir jou. So mag vandag wanneer ons saam die nagmaal gebruik, mag hierdie teken vandag weer vir ons opnuut herinner. Wat 'n groot troos Christus vir ons is. Dat hy deel is van jou lewe. Dat hy jou raak sien. Dat hy jou nooit alleen los nie. En dat hy deur sy gees tree vir tree saam met jou stap. Deur al jou seer, deur al jou kwaad, deur al die sondes wat jy weet jy doen en ander wat jy nie aan dink eers nie. Mag hierdie teken vandag vir elkeen van ons 'n troos wees weer. Kom ons sluit ons oë voor ons saam die nagmaal gaan gebruik. Here, watter voorreg om aan hierdie tafel te mag sit. Om hierdie tekens te mag gebruik en te mag onthou. En te mag bewus raak weer, ek is nie alleen nie. Nie in my gesondheid nie, nie in my finansies nie, nie in my besigheid nie, nie in my gesin nie. Here, ek is nie alleen nie. En in my gebrokenheid, kom vou U my toe in die liefde. Mag ons vandag weer gevoed word daardeur. Amen. Ek wil vir die diakens nooi om saam met my voor te kom staan, dat ons die tekens kan uitdeel. Okay. As ek gevoel om nog een van die grootes sy. Net nou.
Vriende is daar. Ek kon so tannie daar kom bedien, hoor. Sy, dankie. Is daar enige iemand, vriende, wat oorgeslaan is met die brood? Enige iemand wat oorgeslaan is met die wyn? Behalwe die diakens? Sy, weet julle? Sy. Sy. Vriende, wanneer ons hierdie tekens saam gebruik, dan is dit juis om te onthou dat ek en jy nooit alleen is nie. Die brood wat ons breek is die teken van die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek het tot volkome verlossing van al ons oortredings. Die wyn, die beker van danksegging, is die teken van ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat sy bloed gevloei het tot versoening van al ons oortredings. Here, wat 'n voorreg is dit om vandag hierso weer te kan onthou, weer te kan beleef en hierdie teken saam met ons te dra, dat U ons nie alleen laat nie, dat U Gees, Here, U lewend hou in ons en deur ons nader trek aan mekaar, ons hoop gee, sodat ons kan weet, Here, geen uitdaging, geen seer in hierdie lewe het die laaste sê oor ons nie. Mag ons hierdie offer, Here, wat U ter wille van ons Uself gee, mag dit ons troos, bemoedig en laat leef. Amen. Kom ons gee nou geleentheid vir die offergawes.
Vriende, daar is by die deure is daar bakke, as julle asseblief vir ons net sal help met die nagmaalglasies, die kelkies, as julle dit daar sal vir ons insit, sal ons dit baie waardeer. Here, wat 'n voorreg om op hierdie manier ook iets van onsself te kan gee, Here. Mag dit meer wees as net 'n paar rand in 'n mandjie. Mag ons op so 'n wyse aangeraak word deur U Gees, Here, dat ons hele lewe gee vir U, Here. Dat ons waarlik sal leef, omdat ons ervaar dat ons die lewe by U ontvang het. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met ons slotlied. Die deuroffers vanoggend is vir ons plaaslike jeugbediening. So enige een wat 'n behoefte het om daar by te dra, dit sal baie waardeer word. Ons sluit af met ons slotlied, lied 415, vers 1 en vers 2, en dan bly ons staande vir die seën. Ontvang die seën van die Here, wat deur sy genade vir Christus lewend maak in en deur en om ons. Mag ons hom beleef, en omdat ons hom beleef, ook hom uitleef in 'n stikkende wêreld. Amen.